Hallo en welkom by Aitsa. Ek is Piet en ek wys vir jou hoe om AI prakties te gebruik in jou lewe, in jou werk en in jou besigheid. In die reeks gaan ek meer fokus op besigheid. Hoekom? Want dit is waaroor ek die meeste navraag kry. Ek kry verskriklik navraag van mense om te vra of ek hulle kan help hoe om AI in hulle besighede te implementeer. So ek het gedink die beste manier om hierdie te tackle is om 'n reeks video's te maak waar ek jou vat van 'n 0 tot 'n 100 en jou wys hoe om jou besigheid reg op te stel met AI, sodat jy ook AI kan implementeer, maklik en ook jou lewe lekker makliker kan maak. Okay, so, wat gaan ons doen? Ons gaan begin met die webtuiste en my idee is aan die einde van die reeks, dat jy jou eie webtuiste gebou het, jou eie webtuiste reg opgestel het, jou eie tipe van 'n back-office gebou het, met jou stelsels in, met AI, waar jy byvoorbeeld navraag kan hanteer, waar jy kwotasies kan uitstuur, waar mense jou byvoorbeeld kan bespreek, as jy 'n dienste besigheid het, dan kan hulle vir jou op jou kalender bespreek, sulke tipe goed, en ook waar jy dan natuurlik jou eie AI-assistent het, wat in jou website lewe, en hy help jou om fakture te maak, kwotasies te maak, jou kalender uit te sorteer, jy weet, e-posse te hanteer, navraag te hanteer. Dit is 'n tipe van 'n AI-agent, as jy dit nou so wil. So ons begin vandag, ons gaan begin by die webtuistes. Okay, so daar's klomp verskillende sagteware wat jy kan gebruik om webtuistes te bou. Byvoorbeeld jy kry Lovable, hulle is baie goed. Jy betaal jou $20 of iets per maand en jy kan webtuistes bou, maar jy gebruik nog steeds Claude se modelle. So ek sien nie regtig net daarin nie. Dit kry liewer Claude en jy kan nie net webtuistes bou nie, maar jy kan baie meer daarmee doen. Okay, dan kry jy Cursor. Hy is baie goed, maar hy is meer tegnies en ook dieselfde, dit is maar 'n program en hy gebruik Claude en OpenAI, ChatGPT, Codex en modelle, maar hy is baie goed, maar ek sal voorstel as jy dalk bietjie meer tegnies is, liewer om dit te gebruik. Dan kry jy AI Studio, Google se opsie. Ek dink hy is nogals die vriendelikste een vir mense wat nou begin met AI. Hy sal jou redelik deur die pad vat en vir jou help om 'n webtuiste aan mekaar te sit. Okay, dan kry jy Codex, dit is ChatGPT se weergawe van 'n tipe van 'n Claude Code. Dit is ook baie goed, dit is hierdie app wat jy kry, en hy is redelik maklik. As ek nie Claude gebruik het nie, sal ek sê hierdie een is nommer 2, redelik maklik, en jy kan basies alles met hom ook doen. Okay. Wat ek gaan doen is, ek gaan Claude gebruik, en daar's 'n baie eenvoudige verduideliking daarvoor, wat ek gesien het in klein besighede, en met myself ook, met my ander besighede, is jy gebruik sagteware vir verskillende goed. So jy het nou byvoorbeeld 10 verskillende sagtewares wat jy gebruik, een vir 'n kalender, een vir sosiale media, een vir dit en een vir dat, okay? So jy kan basies, die hele idee met AI is om alles self te bou, jou eie stelsel, waar jy nie 10 sagteware subscriptions of subskripsies het nie, en jy het net daai een ding wat jy doen, en jy basies hanteer dit jouself, en wat lekker is, jy kan dit vir jouself customize. So as jy byvoorbeeld enigiets wil verander, dis dit so maklik, soos jy gaan hier na hierdie chatboxie toe, en jy vra dat dit verander moet word. So, ons is in Claude, jy gaan hier na die Claude Code toe. Ek het nog nooit die Claude Code gebruik in die app nie, okay? Ek gebruik die terminaal, maar die hele idee van die reeks is, ek wil begin regtig op 0. So ek gaan jou saam met my vat hoe ek hier die webtuiste en alles bou, maar ek gaan dit ook doen sonder om 'n lyn programmering te skryf. So ek wil hê, as jy my volg, moet jy dit ook kan doen. Dis letterlik so maklik, so partykeer soos vra net, of jy weet, om sekere goed te doen.
Ek gaan jou tips gee hoe om sekere goed wat jy moet gebruik en al daai tipe goed. Maar kom ons begin. So ek het nou gedink, moet ek 'n FOP besigheid aandink, byvoorbeeld 'n dienstebesigheid soos 'n plumber of 'n elektriesien of iemand wat byvoorbeeld garages regmaak of 'n dokter of 'n accountant of wat ook al. Het ek gedink, jy weet, dit help nou nie, ek doen dit nie. Kom ons bou 'n regte besigheid. Okay. So ek het gedink ek gaan begin met my besigheid. Ek het 'n idee waar ek 'n besigheid wil begin waar ek mense en besighede help met stelsels. So en is veral vir klein besighede. So die naam gaan wees One Man Band. So kom ons begin hierso. So ons sê okay, so kom ek wys jou net eers hierso. Hieronder het jy auto mode, jy het ask permissions, accept edits, plan mode en dan bypass permissions. Okay, so wat ons gaan gebruik is plan mode in die begin en dan auto mode. Wat is auto mode? Auto mode is basies, jy hoef nie heeltyd te klik om vir die AI te sê hy mag maar voortgaan nie. Daar's 'n ander AI model wat kyk of dit veilig is om voort te gaan en dan gaan dit aan met die werk. Okay. Ask permissions, dit is waar hy vir jou heeltyd gaan vra as hy veranderinge wil aanbring, dan moet jy dit accept. En elke keer as hy 'n verandering ingebring het, gaan hy vir jou die programmering wys en dan moet jy die edits accept. Bypass permissions, dit is soos 'n tipe van 'n mode wat hy vir jou niks vra nie. Hy het totale beheer en hy doen net wat hy wil. Okay, so los daai enetjie maar eers vir nou. So ons begin hier by die beplanning. Okay, so ek sê I want to create a website for my new business called One Man Band. It will be a business where I help people implementing AI in their small businesses, okay? So my hele idee is om 'n tipe van 'n stelsel dalk op te stel of iets wat mense net kan copy en paste en kan customize dan soos wat hulle wil hê, maar 'n tipe van 'n fondasie waar hulle dalk van af kan werk. Okay? Ek het nog nie regtig baie daaroor gedink toe ek nou hierdie reeks maak, toe ek nou dink moet ek nou 'n besigheid opmaak of sommer net iets regtig doen. Tog ek laat ek nou maar iets regtig doen, as dit in 'n geval goed vir my tyd. Ons gaan ek sê create me a modern website to collect leads. Dan gaan ek sê, so daar's 'n paar goed wat ek gebruik. So ons sê please use Next.js. Dit is 'n tipe van 'n framework waarin jy websites bou. En daar's 'n goeie rede hoekom ek die gebruik. Dit jy hoef nie regtig te weet hoekom ek dit gebruik nie, maar daar is 'n goeie rede daarvoor, okay? Dan Shadowin. Dit is basies soos klaargeboude blokke, soos byvoorbeeld kaarte op 'n website, knoppies. Jy kan net basies jy weet dit inbring. En dan is al jou knoppies en jou kaarte is reg en jou website gaan mooi mobile responsive wees wanneer die goed is so opgestel, jy weet, laat dit responsive is. En dan and we will deploy it on Vercel. Nou, Vercel is waar ons die website gaan host. Dit is nou baie info wat ek vir jou gee, maar jy gaan soos wat ons aan gaan sien hoekom ek al hierdie besluite maak. Okay. So kom ons sê enter en dan kyk ons wat gebeur. So, hy het nou 'n bietjie gaan check en nou begin hy vir my vra in die planning mode. Okay, so jy kan nou byvoorbeeld is nou 'n klomp verskillende goed wat jy kan doen, form en call booking, form en email, form en Superbase, dit is soos 'n database, WhatsApp en form. Kom ons doen dit sommer nou. Ons gaan later hierdie doen. Ek gaan dit definitief doen, maar net om vir jou nou in hierdie episode jou website reg te kry, vat ons hom hierdie WhatsApp en forum, want dit is die maklikste, okay?
Ons sê single landing page, automation and workflows. Kom ons kyk gou wat hy vra, wat se dienste gaan ek doen. So as jy byvoorbeeld 'n dienste besigheid het, soos 'n plumber of 'n elektriesien, ek gebruik nou heeltyd daai as 'n voorbeeld, maar ons nou 'n klomp ander goed, byvoorbeeld as jy yskaste regmaak. Jy kan natuurlik, ek het 'n fout gemaak hier, so ek het nie regtig baie info gegee nie. So wat jy moet onthou, jy moet altyd soveel info as moontlik gee. So jy moet vir hom sê, veral met iets waar jy dienste lewer in persoon, is dit belangrik om jou te sê waar jy is. Kom ons kyk gou hierso. Moet jy sê, dit is belangrik om te sê waar jy is, sodat dit is nou weer vir Google se SEO. So ek weet, ek sê nou baie goed in mekaar, maar kom ons kry die website klaar en dan dink ek tackle ons elkeen van daai tipe goed op sy eie manier. Okay. Okay, so hy het nou die goeders daar en hy het nou 'n tipe van 'n planning agent om al die specifics vir jou te gee. En dan kyk ons van daar af wat hy nou mee opkom en hy gaan dan 10 en vir jou vra om het goed te keer. So dis basies dit. En hy lyk of hy klaar is 48 minute later. So wat ek vir jou vergeet het om te sê is, as jy hier onder klik, dan kan jy modelle kies. En as jy hier so klik, kan jy sy effort level stel. So ek het hom op max gehad vir my werk, wat ek altyd mee doen. So hy vat redelik lank, maar hy werk dan, hy check alles en hy werk regtig goed. So hy het 48 minute gevat. Ons het 'n website, ons gaan nou kyk hoe hy lyk, maar ek meen, jy kan regtig op medium of high werk. As jy byvoorbeeld 'n website doen, dan gaan hy baie vinniger wees. Op max is hy stadig, maar dit is baie goeie werk wat hy gee. Ek het gewoonlik wat ek doen is, ek het klomp verskillende vensters oop, so ek het 8 tot 10 terminale wat hardloop en ek basies check maar net elkeen, ek steek elkeen aan die werk en van daar af check ek en ek guide hulle van daar af. So kom ons kyk gou hier so. Ek wil gou hierdie website oopmaak in die browser, laat ons hom kan kyk. So jy gaan gebruik localhost 3000 as jy op Next.js bou. Ek wil net gou hierdie enetjie vir ons hier inbring. Daar is hy. So, daar is die website. Ons het hom glad nie baie besonderhede gegee nie. Ons het net gesê, dis wat ek wil doen en dis wat jy moet gebruik en bou dit. So daar is die webtuiste. As jy op jou WhatsApp knoppie druk, gaan hy die nommer wat jy kan insit, kan jy oopmaak hierso. Dis baie nice. Dit is baie nice actually. So jy sal sien hierso is die regte formaat vir al die vrae wat jy kan doen. Dan 'n vorm wat jy kan invul om navraag te doen. Dit gaan dan op die oomblik nou nog na e-pos toe gaan. Ek gaan jou wys om dit alles op te stel en dan vat ons dit van daar af. Ek wil gou kyk as mens hom so kleiner maak. Dan kan jy sien vir mobile is hy ook reg. En daar het jy 'n website. So dit is lekker, né? Ons het die website, ons gaan bietjie lank aan hierso. Ek wil net kyk wat sê hy hierso. Ja, jy sien, hy is nog steeds besig. So wat hy doen is hy gaan hier op sy eie browser in, neem screenshots, dan kan hy sien wat moet verander word of as daar iets nie reg is nie. Maar wat ek gaan doen is, ons gaan in die volgende episode gaan ons meer, kyk dat ons nou die website bietjie verfyn. Ek het gedink ons moet dalk byvoorbeeld 'n logo maak, en dan kan ons, seker maak die website kom op die internet. So ek gaan vir jou wys hoe om dit van hier af te kry en hoe om dit te publiseer op die internet onder jou eie domein.
dan is jou website lewendig. Van daar af gaan ons dan baie ander dinge doen wat ek vir jou gaan wys. Ek moet ook vir jou wys hoe om jou Google Business Profile op te stel, jou SEO, jou Google Search Console op te stel, al sulke tipe goed wat jou gaan help om kliënte te kry. So as jy enige idees het of vrae het vir my, laat weet my gerus, piet@aitsa.tech of comment hieronder. Ek dink ek moet ook 'n tipe van 'n WhatsApp groep maak waar almal wat saam bou op is en almal kan vra soos wat ons aangaan. As jy belangstel daarin, stuur vir my 'n e-pos, piet@aitsa.tech, en ek maak die groepie oop en ek sit almal daarin wat belangstel. Alles van die beste. Ek sien julle Woensdag. Bye bye.